Ons sê hartlik welkom aan advokaat Hendrik van Staten vanmiddag. Hy praat met ons oor die reg. Hy laat val die lig op die reg. En vanmiddag oor 'n nuwe hofreël. En ons noem dit vandag die gesprek oor die nuwe hofreël ten opsigte van hofkoste in die Hooggeregshof. Nou jy weet Hendrik, ons hoor maar van die Hooggeregshof en ons weet, min kere kom 'n mens daar uit en dan hofkostes ensovoorts. Jy's 'n advokaat en jy het sekerlik baie met hierdie sake te doen. En ons sê vir jou middag en ons is bly dat jy met ons die vrymoedigheid het om oor hierdie goed te praat, dat ons as gewone burgers van die land ook bietjie weet hoe werk dit en hoe behoort dit te werk. Ons sê hartlik welkom aan advokaat Hendrik van Staten vanmiddag. Hy praat met ons oor die reg. Hy laat val die lig op die reg. En vanmiddag oor 'n nuwe hofreël. En ons noem dit vandag die gesprek oor die nuwe hofreël ten opsigte van hofkoste in die Hooggeregshof. Nou jy weet Hendrik, ons hoor maar van die Hooggeregshof en ons weet, min kere kom 'n mens daar uit en dan hofkostes ensovoorts. Jy's 'n advokaat en jy het sekerlik baie met hierdie sake te doen. En ons sê vir jou middag en ons is bly dat jy met ons die vrymoedigheid het om oor hierdie goed te praat, dat ons as gewone burgers van die land ook bietjie weet hoe werk dit en hoe behoort dit te werk. Middag Hendrik. Goeiemôre Willem en goeiemôre aan ons luisteraars. Ja, vir die eerste keer het ons nou baanbrekerswerk, as mens dit so kan sê, wat plaasgevind het met 'n reël ten opsigte van kostes vir advokate en prokureurs wat optree in die Hooggeregshof. Soos dit op sigself sê vir ons eintlik as daar 'n reël gekom het, dan het daai reël gekom as gevolg van iets wat nie reëlmatig gebeur het nie, want anders sou hierdie, en ons sal nou hoor wat dit is, maar is ek reg? 'n reël is toch gemaak omdat iets nie reëlmatig was nie. Dit is 100% korrek. Nou, ongelukkig is daar 'n siening, en is nou kom al jare saam, dat die persoon wat die meeste geld het, kan die beste advokate bekostig, en dan 'n saak wen. En soms word gesê, maar gewone mense het nie toegang tot geregtigheid nie as gevolg van duur hofkostes. As mense in die Hooggeregshof litigeer, is dit dan baie duurder as om by die gewone Landdroshof te litigeer. En vroeër jare die balies min of meer aanleiding gegee van hoeveel kan 'n advokaat vra of 'n prokureur ten opsigte van litigasie in die Hooggeregshof. En dan was dit maar altyd gewees na aanleiding van die persoon se jare wat sedert hy toegelaat is, of senioriteit soos ons dit noem, en dan het die persoon maar sy rekening opgestel en die kliënt het betaal. En meeste kliënte het ook maar goedmoeds betaal, want hulle glo die advokaat sal 'n regverdige rekening stuur, maar ongelukkig is daar toe 'n paar persone wat buitensporig die dam onder die eend uitruk en baie hoë kostes per uur vra, en ek is al ingelig vir selfs advokate is wat R9,000 'n uur gevra het om vir 'n kliënt te werk. En dit het tot gevolg gehad dat dit buitensporig begin word, het sommige kostes wat advokate vra, en dit het dan ook die regspresident hulle dan genoop om die nodige reël tot stand te bring, sodat die koste per uur dan nou vasgestel word volgens skale, en dat advokate dan nou net volgens hierdie skale hulle fooie kan skryf, en ook om seker te maak dat daar meer toeganklikheid is in die regswêreld vir Jan Alleman om ook verteenwoordig te kan word in die Hooggeregshof. Ek weet jy gaan ons nou vir ons verduidelik waar dit vandaan kom in die skale,
betydelik ons net so in 'n kort, wat beteken dit as jy sê die Bali het besluit, wat is 'n Bali, wat is dit, Nou voor die Regspraktisynsraad tot stand gekom het, was advokate dan nou aan 'n Bali behoort, soos die Pretoria Bali, die Kaapse Bali, Johannesburg Bali, wat dan nou 'n organisasie was waarin jy as advokaat behoort het, en jy het hulle fooie betaal om 'n lid te wees. Nou, in die prokureurs het wel in die prokureursordes behoort van die verskeie afdelings. Nou, nadat die Regspraktisynsraad die wetgewing nou tot stand gebring het, en hulle dan nou in beheer is dit nie meer 'n vereiste dat 'n advokaat aan 'n Bali hoef te behoort nie. En net so is dit dat daar nie meer 'n prokureursorde is nie, maar dat prokureurs in die verskeie provinsies dan nou aan die Regspraktisynsraad behoort. En om seker te maak ook dat alles eenvormig is, want al die verskillende Balies het hulle eie reëls gehad, het die Regspraktisynsraad se reëls nou alles omvang en nuwe reëls en standaarde daar tot gevolg gehad. En dit het ook nou daartoe aanleiding gegee dat die mense in beheer van die reg dan nou genoop is om seker te maak dat daar regverdigheid is en geregtigheid as dit kom by die kostes. En dis het daar dan nou 'n wysiging plaasgevind. Nou, die eenvormige hofreëls, wat nou van toepassing is van toepassing in al die verskeie provinsies van Suid-Afrika, so is 'n hooggeregshowe. En hulle het 'n reël 69 gehad, wat gesê het, maar 'n advokaat se fooie moet realisties wees vir die werk wat hy sy gedoen het. Nou, as 'n mens gaan inlees in die woorde van realisties, is my realisties en jou realisties nie noodwendig dieselfde nie. Want het kan wees dat Koos realisties is R500 'n uur, terwyl Jan se realisties is R1000 'n uur. En hoe weeg jy daardie geregtigheid op met 'n weegskaal as daar nou nie bedrae aangekoppel is nie? So dit het dan nou tot gevolg dat van die 12de April van hierdie jaar af die hele reël 69 vervang is en dat alle regspraktisyns, soos nou prokureurs en advokate, waar prokureurs ook kan optree in hooggeregshowe, dan nou verbind is tot 3 verskillende skale. En die 3 skale is dan in die maksimum fooi, wat toelaatbaar is vir 'n advokaat of 'n prokureur wat as 'n advokaat dan nou optree, mag vra per uur. Nou die skaal is dan nou as volg, en ek sal nou net in meer detail ingaan oor wat behels die skale. Maar dan kry mens skaal A, en dis baie belangrik om te let dat het sê tot R1500 per uur. Kry mens skaal B, wat tot R3000 per uur is, en dan kry mens skaal C, wat tot R4500 per uur is. Nou, voor jare het mens 'n takseermeester gekry, wat 'n diskresie uitgeoefen het oor hoeveel 'n advokaat kan verdien. Maar, nou stel jy 'n senior advokaat aan in 'n landdrosshofsaak, en die advokaat vra R36.000, maar die waarde van die saak is maar R25.000. Dan is daar nie altyd noodwendig geregtigheid gewees ten opsigte van, is die koste ooit die moeite werd, of is die sous ooit die kool werd? Dit het tot baie ongelukkigheid gelei, veral as jy 'n kostebevel teen jou gekry het. So, nou het die hof gegaan en gesê, maar hoorie, sekere sake is kompleks en ander sake is nie kompleks nie. So, dis het die hof dan nou gesê, dat 'n saak soos 'n ongeopeneerde
aansoek of 'n ongeopeneerde egskeiding is 'n tipe van 'n saak wat nie kompleks is nie, en daar's ook nie enige veel dokumentasie of papierwerk wat die advokaat moet deurgaan nie. En dan sal so 'n verskyning op 'n skaal A wees. So dit beteken dan kan die advokaat nie meer as R1500 per uur vra nie. Terwyl ek al voorheen gesien het daar advokate is wat vir 'n klein eenvoudige aansoekie sonder dat geopeneer is R3500 per uur vra. Daarteenoor, hierdie skaal C wat tot R4500 per uur is, sal dan nou toegelaat word in sake wat baie dokumentasie in beslag neem of baie volumes het en wat baie meer kompleks is. So dit sluit basies daarbey aan dat die ingewikkeldheid van die saak en ook die volume van die saak sal dan nou baie groter rol speel van wat die maksimum is wat 'n advokaat dan nou kan vra om op te tree. Hendrik, dit lyk vir my baie goed. Daar's twee goed wat ek wil aanvra is. Die een is, jy weet, party mense spesialiseer in 'n sekere rigting, regsrigting, jy weet, of dit nou oordrag is, of dit huwelik is, of wat ook al. Sê nou maar, jy word nou genader deur 'n kliënt en is nie regtig in jou rigting nie, dan is jy mos nou eintlik nie 'n spesialis in daardie rigting nie. So kan jy dan nou minder per uur vra in die ander saak wat ek as 'n waarskynlik 'n kliënt, want ek is tog nie 'n prokureur of 'n advokaat nie, sal moet vra is, hoe word die per uur bereken? Is dit nou die tyd wat van hofverskyning of wat ek met die kliënt besig is? Want jy doen tog 'n klomp voorbereiding in die kantoor en met jou personeel, en ek neem aan dis die R4.500 het iets daarmee te maak, want dit is kompleks, maar dit gaan ook dan wees dat hierdie sake baie langer voorbereiding nodig het, maar nou kry jy meer per uur, so dit gaan in elk geval op die ou end waarskynlik 'n baie groot bedrag wees. Hoe word die per uur bereken, of die tarief bereken? Nou, daarvoor is daar ook dan nou voorsiening gemaak, want voordat 'n mens gekry dat sekere advokate deur net 'n ongeopeneerde aansoek te bring in die Hooggeregshof, sommige van hulle sommer 'n dagfooi gevra het en dan R20.000 gevra het vir 'n ongeopeneerde aansoek, en weer eens, dan is dit buitensporig hoog, want daar is dan nou geen teenkant nie of geen rede vir argumentering nie. Nou wat lekker is dat hierdie reël spreek dit ook nou aan. En ek gaan gou dit sommer bespreek, een vir een. Nou die eerste een, as 'n advokaat dan nou verskyn vir verhoor in die hof, is hy geregtig op 'n dagfooi. Nou hierdie dagfooi sluit in voorbereiding, konsultasie, maar ook die verskyning op dieselfde dag. En dit neem dan weg die ou argument dat wanneer 'n advokaat op die dag van die verhoor moet voorberei en konsulteer, dit meer as 10 ure kan wees. Nou, 'n advokaat se dagfooi is 10 ure lank, 10 ure wat hy dan kan maal met sy uurlikse fooi. Egter het 'n mens advokate gekry wat gesê het, hulle het 15 ure gevat van die dag van die verhoor en voorbereiding op dieselfde dag, en hierdie regulasie sê nee, jy kan net geregtig wees om 'n maksimum van 10 ure te kan gebruik vir die dag van jou verhoor en voorbereiding op dieselfde dag. As jy die dag voor die tyd miskien 5 ure vat om voor te berei, dan kan jy addisioneel vir dit vra. Maar as jy 2 uur die oggend opstaan en jy begin voorberei, want dit is 10 uur die oggend in die hof, kan jy nie dan as jy eers 4 uur die middag klaarmaak, gaan vra vir daai hele 12 ure nie, jy is net geregtig op 10 ure. En dit is om seker te maak dat daar nie buitensporige ure geëis word van kliënte nie.
Nou, waar dan nou 'n verskyning is vir 'n geopeneerde aansoek, kan 'n mens dan vir die eerste dag 'n dag fooi vra wat nou insluit jou verskyning, konsultasie en dan in 'n voorbereiding op dieselfde dag. Daarna, per dag kan jy per kwartier van 'n uur of gedeelte daarvan eis. Advokaat kan nie langer 'n volle dag fooi vir 'n tweede, derde dag vat op 'n geopeneerde mosie nie. So wat dit beteken, as 'n mosie aansoek geopeneer word, en soms trek dit oor 2 of 3 dae, kan jy net vir die eerste dag jou volle dag fooi vra, vir voorbereiding en verskyning, en konsultasie op daardie dag, en op die tweede dag, kan jy net vir elke kwartier van 'n uur daarvan. Ja. So dit beteken, as die hof begin 10 uur die oggend, en hy maak klaar 12 uur, dan op dag nommer 2, dan kan die advokaat net 2 ure ekstra vra, addisioneel tot die eerste dag wat sy hele volle dag fooi was. Wat eintlik goed is, want aan die een kant vir die advokate is dit maar seker sleg, veral as jy betalende kliënt het, maar aan die ander kant, hoekom moet jy 3 volle 10 ure periodes betaal, as jou advokaat dan nie vir 3 volle dae in die hof verskyn, en jy vir 3 volle dae konsulteer met hom, of hy 3 volle dae nodig het vir voorbereiding nie. So dit was om dit te balanseer, dat daar ook gekyk word na Jan Publiek se belang by geregtigheid. En nou by Ja, skies, maak jy stel, ek wil sê, jy's 'n prokureur, en jy's 'n advokaat, en hierdie reëls geld natuurlik vir jou ook, so, om dit te bespreek, vat eintlik 'n bietjie moed van jou kant af, want nou weet ons, jy mag nie meer vra as wat die fooie, die nuwe hofreëls sê nie. Dis korrek, en dit is reg om dit te bespreek, want daar is so baie mense daar buite wat nie weet wat die kostes is waaraan verbonde is nie, en ongelukkig is daar persone wat Jan Publiek aan hulle neuse rondry as dit kom by kostes, en wat letterlik die dam onder die eend uitdruk, om hoë kostes te vra, wat nie noodwendig in die belang van geregtigheid is, kliënte nie. So ja, selfs in die regsberoep kry mens eerlike advokate, en kry mens advokate wat seker maak geregtigheid seevier, want dis die eerste rede hoekom mense amptenaar van die hof is, en gekies het om die regswêreld te betree. Ja, nou wonderlik, jy weet, dit is eintlik die rede hoekom, as jy dit so noem, dan is dit eintlik, jy weet, soos ek as 'n dominee wat altyd sê, jy het 'n beroep, jy is geroepe daartoe, en eintlik, ons is geroepe tot die waarheid, nee, dis waaroor het gaan, jy moet net die waarheid gaan doen en verkondig. En as jy dit so sê, dan besef ek eintlik, 'n prokureur en 'n advokaat is in die eerste plek ook daar om die waarheid te laat seevier, om die reg, want het is toch die deel van die waarheid te laat seevier. Ja, baie dankie. Dan die tweede stel is, as daar verskyning is vir 'n ongeopeneerde aansoek. Nou dit sal typies wees soos 'n egskeiding wat nie geopeneer word nie, of 'n versteekvonnis. En dan kan 'n advokaat vra eerstens vir 'n minimum van 'n uur se fooi word toegelaat, en daarna vir elke kwartier of gedeelte wat hy na die eerste uur nog steeds in die hof besig is, is 'n mens geregtig om vir elke 15 minute dan nou 'n rekening te skryf. So, as jy dan nou in die hof is, en jy verskyn net vir 'n uur, en jou fooi is R1500 uur, dan kan jy 1500 kry. Maar as jy 2 ure lang verskyn, want jy wag om aangehoor te word, dan kry jy R3000. Dan die volgende een, wat 'n mens gaan kry, is tydgebaseerde werk. Nou, tydgebaseerde werk is per kwartier van 'n uur of gedeelte daarvan, en dit is nou vir voorbereiding
voor die datum van verhoor. Soos ek gesê het, nie op die dag van verhoor nie, maar as vir 5 ure 'n voorbereiding het die dag voor die tyd, dan kan 'n mens vir dit byvoorbeeld vra en jy word beperk tot elke 15 minute as jy geregtig op. Dit sluit in ook bestuur van sake, opstel van eetsverklarings, pleitstukke, betooghoofde, enige dokumentasie wat vereis word en ook nodige konsultasies en dan in die loco-inspeksies as mens fisies op 'n plek moet 'n inspeksie gaan doen en dan die nodige deurlees van dokumente. So dan in plaas van wat so mens kry sommige ouens wat 20 minute lank lees, dan vra hulle vir 'n uur se werk. Daai is nou uit by die deur. As jy 20 minute lank aan het werk, is jy geregtig op maksimum 'n halfuur se tyd wat dan daaraan bestee is. Dan die volgende ten opsigte van betaling is 'n reserveringsfooi en dit is wanneer 'n saak dan nou van die hofrol verwyder word of uitgestel word op die dag van verhoor voordat die eerste dag van verhoor begin. So dit is nou 'n mens, daar word 3 dae op sy gesit vir 'n verhoor en jy as advokaat word die prokureur dan nou gesê, hoorie, hierdie 3 dae moet jy asseblief vir my in die hof verskyn en vir my die saak argumenteer. Nou indien die saak dan nou teruggetrek word of uitgestel word of 2 dae nadat die kennisgewing van die datum dan nou bekend geraak is, dan kan die advokaat 'n volle dagfooi vra vir 1 dag. So kom ons sê nou die teenkant besluit 2 dae nadat die datum bekend geword het, hulle wil nie meer voortgaan met die hofsaak nie, hulle trek dit terug of hulle wil dit laat uitstel want hulle is nie gereed nie, maar ons het klaar 3 dae wat by die hof geallokeer is vir dit. Dan kan die advokaat een van daai eendagse volle fooie vra. Indien 'n saak dan nou teruggetrek is of uitgestel word 3 tot 7 dae voor die datum wat jy in die hof moet verskyn, kan 'n advokaat 2/3 van sy dagfooi vra vir die eerste dag. En vir as daar nou nie 'n reserveringsfooi betrokke was nie, en daar is dan nou verhoor of 'n opgeopeneerde aansoek, wat dan nou geskik word tussen die partye, en dan ook nou uitgestel word of teruggetrek word, meer as 7 dae voor die saak op die rolle geplaas is, dan kan 'n advokaat geregtig wees op ten minste 2/3 van 'n fooi ook. So ja, dis nie meer van 'n advokaat wat vir 3 dae geboek is en dan kry jy, en dan word jy net 1 dag benodig, dat hy nou vir die volle 3 dae betaal hoef te word nie. Hy word dan nou net 1 volle dag betaal of 2/3 aanhangend van hoeveel dae voor daardie datum die saak dan nou verwyder word of van die rol geskraap word basies. Ek dink is 'n baie lekker manier eintlik om die reg te benader of te nader om te weet daar's reëls. En dan kan mens vooraf waarskynlik 'n bietjie meer berekenend 'n saak aanhangig maak of nie. En jy kan eintlik dan min of meer bereken wat gaan die koste wees van 'n saak, min of meer. Dat is natuurlik altyd uitsonderings. Want 'n mens loop baie keer in 'n prokureur of in 'n professionele omgewing in, en dan vertrou jy maar op die beste. Ek moet sê sommer net so terloops, net in hierdie week wat verby is, hierdie week was ons by 'n baie goeie dokter
Bloemfontein en hy moet 'n operasietjie doen aan een van ons en toe hy nou sê dit moet gebeur, toe sê ek vir hom, dokter, maar kom ons praat asseblief net bietjie oor die geld. En onmiddellik toe sê hy vir my, hy gaan vra wat die mediese fonds vra. Want ons het nou nie ander versekering ensovoorts nie. En toe dink ek, dit is beter so, as wat 'n mens later van tyd 'n rekening kry wat jy nie verwag nie. En ek moet ook sê, hier op my dorp, Harry Smit, was hier 'n prokureur, hy is nou nie 'n bietjie siek en afgetree, maar nooit goedkoop nie, maar baie direk. As jy begin met 'n saak, dan sê hierdie saak, of het 'n kontrak is, gaan min of meer soveel kos, het gaan soveel ure wees, en ek vra soveel per uur. Weet jy, Hendrik, dit gee baie vrymoedigheid, want as jy dan nou ekstra dan werk, of moet laat werk, dan weet jy, dit gaan 'n bietjie ekstra wees, maar as jy nie kan sien vir dit wat hy vir jou daar sê nie, dan kan jy opstaan, jy weet, dan is dit van wederzijds, jy kan opstaan en loop, en sê, jammer, ek kan nie voortgaan nie, of hy kan vir jou sê, kom ons maak het minder, of jy kan ten minste daaroor tot die ooreenkoms kom of nie. En dit het altyd gemaak dat ek baie gemaklik was met die rekening, want jy was vooraf min of meer ingelig, jy weet, en meeste van die tyd eintlik baie presies voorberei op die rekening wat jy gaan kry. Dit was nie 'n verrassing so groot as wat jy nou wonder wat gaan die prokureur my vra nie. So hierdie reëls klink vir my so bietjie na weerskante toe. Dit beskerm die advokaat dat hy nie beskuldig kan word van onnodige eise nie, en dit beskerm die kliënt dat hy min of meer weet en kan ooreenkom dan met die advokaat en sê waar gaan die koste heen gaan. Is ek reg as ek so dink, dit is eintlik 'n beskerming vir beide van die partye. Dit is 100% reg, Willem. En baie van Jan Alleman publiek weet nie dat hulle vir 'n prokureur moet vra, hoorie, wat is jou kostes nie? Geef vir my 'n kosteblad om te weet, vir elke afskrif vra hy my soveel, vir elke uur vra hy my soveel, vir elke e-pos vra hy my soveel, en vir elke telefoonoproep vra hy my soveel. Want ongelukkig is al prokureurs wat dit nie vir kliënte gee, en dan op die einde van die dag gaan kry hulle groot skok as al 'n rekening aankom. Ek het so 'n geval gehad van 'n prokureur wat 'n R230.000 rekening uitgeskryf het vir 'n kliënt, en vir hom gesê het, nee, hy moet dit betaal. Maar dit was glad nie gedetailleerd nie, want prokureurs veronderstel om te sê, op hierdie dag, hierdie tyd, het ek hierdie e-pos gelees, op hierdie dag, hierdie tyd, het ek die stukke vir jou opgestel, op hierdie dag, hierdie tyd, was ek en jy in die hof gewees in konsultasie. En toe die prokureur hoor by die kliënt, nee, maar daar is nou 'n advokaat wat gesê het, maar hy moet vra asseblief, waar is die gedetailleerde koste? Toe kom die prokureur en sê, so meneer, die kliënt hoef net R30.000 te betaal. Die meeste van die prokureurs daar buite is eerlike persone, glo ek, en wat ook wil seker maak dat geregtigheid geskied. Maar ongelukkig kry mens daardie kansvatters tussen regsgeleerdes wat nie noodwendig daar is vir die beste belang van geregtigheid nie, maar die beste belang van hulle eie sak. En ek weet nie hoe so 'n prokureur wat so 'n groot rekening wil uitskryf, en dit was nie eers 'n komplekse saak of baie werk wat hy gedoen het nie, kan gaan slaap in die aand met 'n geruste gewete nie. Want as iemand wat 'n gewete het, iemand so kan indoen, glo ek aan sal die slapelose nagte gehad het. Nee, baie dankie, Hendrik. Jy weet, ek dink baie van ons wat partykeer rukkie, nee, laat ek liewer te sê, ek myself, laat ek nie van namens die ander luisteraars praat nie, jy weet, maar ek wil sê, ek wil die luisteraars aanraai, jy weet, of dit by watter professionele persoon wat daar nie 'n prys noodwendig vas is nie, wat jy nie weet nie, vra voor die tyd. Dit is mos nou jou reg en jou voorreg om te weet waarvoor jy jou gereed moet maak en of jy gereed is daarvoor. Jy weet, en as jy nie is nie, dat jy kan sê, maar ek kan dit nie bekostig nie, of ek is nie gereed daarvoor nie, ek sal op 'n ander tyd kom of 'n ander plan maak.
En as die professionele persoon jou tegemoet kan kom of wil kom, goed so, jy weet, maar dan is jy ten minste voorbereid. Ek dink wat ons hier sien is daai onverwagte rekening. Jy sit eintlik en wag en te sien wat gaan gebeur en jy het geen idee nie. Hier is ten minste so min of meer 'n duimreël wat gaan gebeur. So ons het vandag gepraat oor die nuwe hofreël ten opsigte van hofkostes in die Hooggeregshof. En advokaat Hendrik van Staten het vir ons mooi verduidelik dat dit ten opsigte van die Hooggeregshof is, ten opsigte van prokureurs en advokate, almal wat kan optree in die Hooggeregshof. So Hendrik, as ek nou reg, dit geld net, hierdie reëls is vir die Hooggeregshof, dit is nie vir die gewone hof nie, dit is vir almal wat in die Hooggeregshof mag verskyn. Dis korrek, Willem. En die Landdroshowe wet het egter al reeds sekere skale en sekere uitgawes wat redelik gereeld hersien word, waar volgens prokureurs kan eis vir werk wat gedoen is of vir uitgawes. En ek wil luisteraars aanraai om seker te maak dat indien jy 'n rekening kry van 'n prokureur, maak seker dat dit in lyn is met die aanduidings volgens die Landdroshof wet, soos dit gewysig is in die regulasies, en vra vooraf, wat is die kostes, want jy is geregtig om te weet, jy kan nie net soos ons in die ou dae sou sê, 'n blanko check onderteken vir iemand gee, en oorlaat dat die persoon self die nulle na die getalle invul nie. So, 'n mens is geregtig daarop, dat jy weet waarvoor jy inlaat, en dat jy weet waarvoor jy maksimum tarief wat jy kan betaal, en dat jy dan jou begroting kan doen, om te weet hoeveel het jy om 'n regsaak te dryf. En ek net so laaste vraag hier so 'n bietjie oor die spesialisering. Hoe sal 'n mens kan identifiseer, veral nou soos in die regsberoep, of iemand werklik toegerus is om 'n spesifieke saak te hanteer? Jy weet, in 'n spesifieke rigting. Miskien het hy baie ondervinding in sekere rigtings, maar in 'n ander een minder. Vra mens maar of kyk mens na is daar 'n CV wat 'n mens kan kyk, of jy moet maar ander mense vra, hoe bepaal 'n mens dit? Dis belangrik om eerstens te kyk waar die persoon spesialiseer. Gewoonlik prokureurs en advokate het 'n lys van spesialisasie waarna die persoon spesialiseer, soos familiereg of maatskappyreg of insolventies ensovoorts. En dis ook altyd goed om maar Google nader te sleep en te kyk watse sake het die persoon al voorheen gedoen. Is daar sake wat gerapporteer is? Het die persoon al voorheen verskyn op sekere platforms wat jy kan sien? Is daar enige kommentaar gelewer op Hello Peter of een van daardie groepe oor 'n prokureur of 'n advokaat? En gaan vra 'n paar advokate en prokureurs vra rondom spesifiek dit wat jy wil weet, en dan sal mens gou agterkom. Al manier hoe 'n junior advokaat leer, is as jy saam met 'n senior verskyn en sake doen, en is ook belangrik om jou peopleskap in jou artikels vir prokureurs baie belangrik is, dat jy blootstelling kan kry in sekere gedeeltes van die reg, want anders gaan jy nooit ondervinding opbou nie. En een van die goed wat ek onthou toe ek destyds toegelaat is, wat regter Baum vir my gesê het, en vir die ander advokate wat toegelaat is, en dit was, moet nie sake aanneem wat jy nie die ondervinding of kennis het om te kan doen nie. En moet ook nie te veel sake aanneem dat jy by jou sake uitkom nie. So ja, dis maar van uiterste belang dat 'n mens jou huiswerk doen, want dit help nie, jy gaan om egskeiding te kry by 'n prokureur wat spesialiseer in padongelukkefonds en geen kennis van die familiereg het. Nou, hier is 'n paar lekker wenke wat ons kan herkou aan, en hoop elke een wat dit dalk van toepassing het. Aan die ander kant wil ek hoop al ons luisteraars wat na ons luister, kom nie een in die Hooggeregshof uit of het nodig om hierdie paadjie te loop nie, maar as dit met jou gebeur,
gaan maar die regte en pad en vind uit oor die advokaat. Maak seker dat jou kostes en voorbereiding daarvoor reg is, dat die mens nie, wat sal mens sê, 'n skok kry na die saak nie. Baie dankie Hendrik, die laaste woord en baie seën vir jou vir die week. Baie dankie en 'n geseënde week aan ons luisteraars en ons gesels weer. Baie dankie, dit was advokaat Hendrik van Staten.